Hierdie vraag word vir jou gegee in 2 dele. So die eerste gedeelte wat ons moet doen, is om op te los vir x, deur ontslae te raak van daardie vierkantswortel. Nou die manier hoe jy ontslae raak van die vierkantswortel is om te kwadreer, want jy behoort te weet dat die kwadraat en die vierkantswortel mekaar sal uitkanselleer. Maar nou moet jy ook onthou, dit wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So aan die linkerkant val die vierkantswortel nou weg, dan word dit x plus 6 is dan gelyk aan x kwadraat, en nou het jy 'n 3 term, wat jy kan faktoriseer. So bring al die terme oor na die regterkant toe, of jy kon allemaal oorgevat het na die linkerkant toe, dit maak nie regtig saak nie, maar skryf dit net in die standaard 3 term vorm, dan kan jy nou gaan faktoriseer, en dan kry jy x en x, 3 en 2, minus 3 plus 2, is gelyk aan 0. Wat vir ons die antwoord gee, x is gelyk aan 3, of x is gelyk aan minus 2. Dis nou nog, so ver is dit nou nog heel maklik en standaard. Jy moes maar net onthou het om te kwadreer, om ontslae te raak van die vierkantswortel. Maar dan sê hulle vir jou, gebruik die oplossing om die waarde te bepaal nou van y, wat nou in 'n heeltemal 'n ander formaat vir jou gegee word. So wat jy daar moet raak sien, is dat in die plek van die x, staan daar 'n y minus 5. Ons gaan nou kyk of ons dit ook kan vervang in daardie x se plek, maar let net op, aan die regterkant van die vierkantswortel staan daar y minus 5. So wat jy kan doen is om te sê, x is met ander woorde gelyk aan y minus 5, en dan kan jy nou gaan en jy kan die x daar gaan vervang met y minus 5, wat dan nou vir jou gaan gee y minus 5 plus 6 onder die vierkantswortel, en dit is dan mos y plus 1, presies wat daar staan. So eintlik wat hulle vir jou vra is, om nou daardie waardes wat jy nou vir x bepaal het, net gelyk te stel aan y minus 5 elke keer. So dan gaan jy nou kry, 3 is gelyk aan y minus 5, en jy gaan ook kry, minus 2 is gelyk aan y minus 5, en dan moet jy nou maar net oplos vir y. So in die eerste geval sal dit wees, y is gelyk aan 3 plus 5 is 8, en in die tweede een sal dit wees, y is gelyk aan minus 2 plus 5, gee vir ons 3. En daar het jy dan nou die 2 antwoorde vir y, soos wat hulle gevra het, waar is te bepaal van y.